Gewaardeerde kykers, baie welkom by hierdie uitsending. Ek is pastoor Frans Weerberg van die Kruis Triomfeer Bediening en ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. En weet verseker, so waar as wat ek hier sit, so waar as wat ek op hierdie oomblik met u praat, met hierdie uitsending, en moontlik gaan iemand na die wegraping na hierdie uitsendings kyk op YouTube, en hy gaan sy hande saamslaan en hy sê, as ek maar net geglo het. Ek wil vir julle sê, so waar, en in Afrikaans sê hulle dit, so waar as Paramanel dra. Jesus Christus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar kom ons gaan vandag na die woord van die Here. Kom ons bid net eers. Vader, ons loof en ons prys u, dat u vir ons lewe gee, dat u vir ons die woord van God gee, en dat die Heilige Gees het vir ons duidelik maak. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil met u praat oor staan dan vas in die vryheid waarmee jy gekoop is. Is jy regtig in vryheid? Of is jy vasgevang in leerstellige omstandighede van jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy moet dit doen. Jy moet nou Saterdag 'n kerk hou, want as jy op 'n Sondag kerk hou, dan is dit die merk van die dier. Pas op vir die COVID-inspuiting, want dit is die merk van die dier. Pas op vir die ding en ons moet versigtig wees vir die ding en die einde is baie naby en die insluiping is daar en is jy vasgevang in al daai dinge of staan jy in die vryheid waarmee Christus se kruis jou vrygekoop het? Kom ons lees Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas. Wat beteken die woorde staan dan vas? Die woorde staan dan vas beteken in die oorspronklike taal, in Grieks, beteken dit staan dan vas. Ek meen, u kan dit verstaan. U kan verstaan wat beteken staan dan vas. Staan dan vas beteken moenie beweeg nie. In Efesiërs die 6de hoofstuk sê as ons nadat ons alles gedoen het om te kan staan, staan dan. In ander woorde, moenie gaan rondhardloop nie. As jy dan alles gedoen het om te staan, staan. En Jesus sê, staan dan vas in die vryheid. Moenie heen en weer gewaai word deur die wind nie. Moenie agter vreemde golwe van leringe aanhardloop nie. Dit is vir my so tragies, wanneer ek kyk na die kerk van Jesus Christus, en ek sien hoe die wrede wolwe die kerk van Jesus Christus insypel en mense vernietig, en ek kan name noem, ek meen Rodney Howard Brown, wrede wolf, valse leerstellings, stewig in die saal van the Word of Faith mense. As hy Suid-Afrika te kom, is daar mense wat oor hulle voete val om in sy dienste te kom, en dan terugkom en vir my sê, ons was daarom nou in 'n diens. Ja, en heel moontlik is dit ook omdat ons nie kry in ons kerke wat ons wil hê nie. Kry ons in ons kerke wat ons wil hê? Ek moet sê, ek is jammer, ek vind baie min kerke, en daar is, dank die Here vir goddelike predikers, dank die Here vir goddelike radiostasies, maar ek vind dat, en ek dink dit is verkeerd, mense nie in die kerk gevoed word nie. Maar as jy nie gevoed word in die kerk nie, moenie agter vreemde vure aanhardloop nie. Moenie hardloop daar waar die emosies gespeel word. Die predikers staan op die kansel, daar's 5000 mense, en hulle het nou net heerlike sin, en hy sê, kan jy die teenwoordigheid van die Here in hierdie gebou voel? En almal skree, ja, amen, amen, amen. Maar daar is geen teenwoordigheid van God in daai gebou nie. Dit is net die emosionele opwekking wat deur die musiek veroorsaak is, en mense dink hulle is in die teenwoordigheid van die Here. En ek kan dit sommer nou sê, iemand het vir my gesê baie lang terug, maar dit is nog steeds die waarheid, dis oor en oor bevestig, dat veral Hillsong en Bethel het self herken, ek het die
video's gesien wat hulle daarvan praat. Hulle sê, as jy die liedjie sing, en die musiek bring die mense op 'n sekere platform in hulle ontvangs, dat hulle nadat die musiek klaar is, hulle enigiets sal glo wat van die kansel af verkondig word. Met ander woorde, hierdie ouens sê, musiek is noodsaaklik, jy moet musiek hê, want as jy nie musiek het nie, gaan hierdie ouens jou nie glo nie. Nou ek wil vir jou sê, ek het nie musiek nodig, as ek die waarheid van God se woord bedien nie, want die waarheid van God se woord word nie bevestig deur musiek nie, die waarheid van God se woord word bevestig deur die Heilige Gees en die krag wat agter die woord van God is. En daarom kom die apostel en hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Ons is nie vrygemaak deur 'n kerk nie, ons is nie vrygemaak deur 'n leerstelling nie, ons is nie vrygemaak deur omstandighede nie, ons is nie vrygemaak deur enige ander ding wat ons pad langs gekom het. Nee, my vriend, my broer, my suster, jy is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus, wat vir jou gestort is aan die kruis van Golgotha. En dis hoekom hy sê, staan dan vas. Moenie terugval nie, moenie laat omstandighede vir jou pad moeilik maak nie, moenie laat baie mense verloor iemand aan die dood. En dan sê hy, hoekom het God die persoon gevat? God vat niemand nie. Ons lewe in 'n onvolmaakte wêreld en elke persoon moet een of ander tyd doodgaan. Ons het dit die vermoë om te bepaal wanneer dit is. Dit is in God se hande. Maar wat ons kan doen, maak nie saak wat gebeur nie. Omstandighede, geld is te min, daar's nie kos nie, mense verguis ons, mense skinder van ons, mense belieg ons, en ons is siek in die liggaam, kry 'n hartaanval, kry 'n operasie, kom huis toe, is vol gate, en het kanker. En ek noem alles wat dit is, maar in die mens se wese, die kind van die Here het dieselfde siektes as die sondaar. Maar ek wil vir jou sê, staan vas in jou vryheid. Moenie na jou omstandighede kyk nie. Kyk na Jesus Christus en hom as jou verlosser. Dis hoekom hy hier sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Dis nie die duiwel wat jou vasvat nie. O pastoor, jy moet vir my bid. Die duiwel het my alweer gejaag van bakboord na stuurboord. Hy laat my hardloop. Dan is hy aan die verkeerde kant van jou. En dan sê ek het platweg, as jy kom en jy sê die duiwel het my gejaag, dan is jy nie onderworpe aan God nie. Dan is jy nie gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Wat sê die woord van die Here? Bekeer jou, laat jou doop en leef heilig, jaag die heiligmaking na. En weet jy hoe onderwerp ek my aan God? Ek laat my doop nadat ek my bekeer het. Want dit is noodsaaklik. Ek lewe, jaag heiligmaking na, dis Jesus Christus. Ek probeer wees soos hy. Ek laat hom toe om deur my te lewe. Ek loop die pad van geregtigheid. Ek lê af die dinge wat ek moet aflê. Ek lê my meer af, ek lê my woordeskat wat verkeerd is af. Ek vloek nie meer nie, want die Bybel sê ek moet nie meer vloek nie. Ek stop dit. Ek is nie lelik met my huismense nie. Ek is nie lelik met my bure nie. Ek is nie lelik met my katte en my honde nie. Ek begin om toe te laat dat die gees van die vrug van die Heilige Gees in my lewe manifesteer, en ek laat toe dat God se gees vir my lei in my alledaagse lewe. En ek laat nie toe dat die vyand my onder weer 'n juk bring nie. Hy sê, kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Ek wil vir jou sê dat hy praat hier oor die besnydenis. Hy praat hier oor dit wat op daai stadium ingekrimp het in die kerk. Maar weet jy, ons het vandag net so baie sogenaamde, as ek dit so kan maak, Christene, nie Christene, sogenaamde besnydenis evangelies. Jy moet op 'n Saterdag kerk hou. As jy daaraan vashou, het Christus vir jou verval.
Jy moet minstens 2 uur op 'n dag bid. As jy daaraan vashou, het Christus vir jou van geen nut nie. Ons moenie werke doen om gered te word nie. Ons doen goeie werke omdat ons gered is. So moenie jou weer laat bring onder daai juk nie. Hy sê, kyk, vers 3, en ek betuig het weer aan elke mens wat hom laat besny, met ander woorde, elke mens wat homself weer onder die wet sit, elke mens wat weer wil probeer dinge doen om God te beïndruk, elke mens wat browniepunte by God soek, elke mens wat wil werk vir sy saligheid, sê hy, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Met ander woorde, as jy al hierdie dinge wil onthou, om God te beïndruk, moet jy absoluut alles hou, jy kan nie. Vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van genade verval. As jy iets probeer hou, om in God se guns te bly, is dit juist daai ding, wat jou uit God se guns gooi. Is dit juist daai ding, wat vir jou kanseleer, om in God se guns te wees. En ek wil vir jou sê, al hoe jy in God se guns kan wees, is as jy glo. Dis al. Ja, natuurlik, saam met die pakket, moet my nie verkeerd verstaan nie, saam met die pakket, wanneer jy glo en jy word deur genade gered, dan is daar dinge wat jy moet doen, jy moet jou laat doop, jy moet heiligmaking najag, jy moet in geregtigheid lewe, maar dit is nie werke nie, dit is gehoorsaamheid. Hoe betoon ek my liefde aan Jesus Christus? Ek het dit nou keer gesê, mense neem aanstoot. Ek sê, die liefde tussen jou en Christus is nie 'n oop mond soenery nie. Die liefde tussen jou en Christus is, hoe bewys ek is lief aan hom? Ek is gehoorsaam aan wat hy ook al in die woord van my vereis. Vers 5, want ons verwag deur die Gees uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Romeine sê, en op ander plekke ook, die regverdige sal deur die geloof lewe. Vers 6, want in Christus Jesus het nog nie besnydenis, met ander woorde die werke, nog nie onbesnydenis, met ander woorde geen werke, enige krag nie, maar die geloof wat deur die liefde werk. Jou geloof werk deur jou liefde vir Christus. Hoe bewys ek dat ek Christus lief het? Deur die evangelie te verkondig aan my naaste. Hoe bewys ek aan my naaste dat ek Christus lief het? Deur die evangelie te verkondig aan my naaste, deur te lewe soos wat die woord van God my wil laat lewe. Ek weet van 'n persoon wat gesê het, sy is skade gedoen deur iemand anderste, en sy sê, sy sal daai persone nooit in der ewigheid vergewe nie. Dis nie hoe jy jou liefde aan Christus betuig nie. Ek wil vir julle sê, ons is nie meer in daai ene wat ons sê, soos in die Onse Vader nie. Here, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe nie, want ons kan nie ons skuldenaars vergewe nie. Dis onmoontlik om iemand te vergewe as jy nie wedergebore deur die krag van die Heilige Gees leef nie. Maar nou kom Christus en hy sê, vergewe jy daai persoon soos ek jou vergewe het. My vriend, jy is vergewe, bonatuurlik vergewe, vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Jy is nie 'n sondaar gered deur genade, en nou is jy net 'n sondaar gered deur genade, nee, jy was 'n sondaar. Toe kom genade, en jy glo in die genade, en die genade red jou, en nou is jy nie meer 'n sondaar, wat net gered is deur genade nie, jy is 'n kind van God, 'n nuwe skepsel. Hoe bewys jy dit? Deur te doen wat die woord van God vir jou sê om te doen. Vers 7, julle het goed geloop. Hy praat hier met Galasiërs. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Ek wil dit ook vra, baie van u wat na my luister, en daar's mense wat na my luister wat ek ken, en ek kan name noem, maar gaan nie. Jy het eens op 'n tyd die Here so pragtig gedien. Nou sê jy wil hom nie meer dien nie, want
Hy antwoord nie jou gebede nie, want jou kind is deur die dood weggeneem. Jy gaan nie, want hy is nooit daar nie. Jy roep uit, waar is U, Here, waar is U, waar is U, waar is U? Intussen sê die woord van die Here, deur die Heilige Gees woon hy in jou. Hoe naby? Jy sê dit voel vir jou asof God ver van jou af is. Ek wil sê, hoe naby is God in jou as hy in jou is? En wat het gevoel daarmee te doen? Wat het 'n gesonde liggaam daarmee te doen of ek God dien of nie dien? Ek is meer as 'n jaar terug hartaanval gehad. Dit het my nie weggeneem van die Here af nie, maar dit het my ook nie nader aan die Here gebring nie, want ek is so naby aan die Here as wat dit moontlik is. Ja, my verhouding met die Here kan verbeter. Ja, my intieme verhouding kan meer intiem raak met Christus Jesus. Deur Bybel lees, deur my gebede, deur met hom gemeenskap te hê, kan dit al hoe dieper word. Maar in geloof is hy in my. En nou vra ek jy, wat het veroorsaak dat jy ongehoorsaam word aan die woord van die Here? Wat het gebeur dat jy ongehoorsaam geraak het? Hy sê, hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. Hierdie oortuiging dat hy nie hier is nie, hierdie oortuiging dat hy op 'n ander plek is, hierdie oortuiging dat hy nie met jou praat nie, kom nie van hom af nie. Dit kom van die bose af. Vers 9, bietjie suurdeeg mag die hele deeg suur. Nou sê hy, en ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Die duiwel wat jou in die war bring, sal die oordeel dra. Die mens wat jou in die war bring, sal die oordeel dra. Want hulle is, nou sê hy vers 11, maar ek broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Vers 12, ag, as die wat julle opstandig maak, hulself tog maar ook wou vermink. Vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou pastoor, hoe kan ek myself lief hê? As jy vir my sê ek is dood, my vriend, selfliefde is nie, ek dink ek is beter as die ou langs my nie. Maar selfliefde is dat ek die Bybel se waarhede op my lewe toepas. Verskoning. Maar ook dit toepas op my broer, want ek is lief vir hom. Om myself liefde is, ek kyk na myself, ek sorg dat ek eet, ek sorg dat ek aangetrek is, ek sorg dat ek in 'n plekkie bly, dat ek sorg dat ek kan nie vir die hele wêreld voorsien soos wat ek vir myself voorsien. Maar ek kan vir my naaste lief hê. Wie is my naaste? Hy waarmee ek te doen kry op daai oomblik is my naaste. Nie enigiemand anders nie. Die ou wat my pad langs kom op daai oomblik is my naaste, want hy is nader aan my as enigiemand anders. Vir hom moet ek lief hê en ek moet vir hom kan doen wat ek vir myself sou doen. Maar ek wil vir hierdie boodskap afsluit om te sê, wees bemoedig, staan tog vas in die vryheid waarmee God jou geroep het. Hy het jou nie geroep om 'n slaaf te wees nie, hy het jou nie geroep om vasgeval te wees in die sonde van hierdie wêreld nie, hy het jou nie geroep om vasgeval te wees in die swaarkry van hierdie wêreld nie, hy het jou geroep om in die vryheid te staan. Ek is vry in Christus Jesus. Hy het my vrygemaak aan die kruis van Golgotha. Baie dankie Here dat ons vry is om te leef vir U, vry is om te wandel in heiligmaking, vry is om te loop op die pad van geregtigheid, vry is om U te vertrou en U te dien. In Jesus naam, amen. Al wat vir my oorbly om te sê is, gaan en wandel waardig, die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy vir ons nog 'n geleentheid gee om met mekaar te kan gesels oor die dierbare woord van die Here. Amen.